wat veral in aftreeoorde bly en dan obviously nou in hulle eie plekke nog bly, begin klaar oor alleenheid. Hulle is alleen. Maar dan, as jy met hulle begin praat, is hulle baie keer die oorsaak van hulle alleenheid. Want hulle sit in hulle huisie, hulle gaan nie by die groepe eet nie, hulle neem nie funksies, neem deel aan funksies nie. En daarom raak hulle al hoe meer alleen. En dan is daar party mense wat sommer net vol twak is ook nie. Wat maak dat jy nie met hulle wil deel nie. Maar alleenheid is 'n enorme probleem. So die vraag is, wat is die waarde wat ons kan toevoeg? Elkeen van ons wat hier sit vandag, beskik oor die vermoë om vir iemand anders iets te doen. Al is dit net om saam met die persoon te gaan stap. Die hoef nie rocket science goeders te doen nie. Al gaan stap jy net saam met 'n persoon, is dit reeds iets wat beteken vir nou iets beteken. Die ander goed is om alleenheid te bevestig, te beveg. Niemand kom jou red nie. As jy alleen is, gaan jy self moet werk maak daarvan. Nou gaan dit baie daaroor, ek gebruik die volgende woord, ek sê vir die mense, dring jouself op. Dag op by die party. Groet almal. Praat met almal in die straat. Iewers gaan jy iemand raakloop wat ook met jou wil gesels. Bly besig. En die ander ding is, as jy met mense gesels, hou op raad gee. Luister net. Dis wat meeste mense nodig het, iemand om oor wat hy oor het. Verwag moeilike tye. Baie mense ignoreer daai ding, maar bly een tree voor. En as die moeilike tye kom, wees dankbaar. Selfs in ons moeilikste tye het ons nog baie om voor dankbaar te wees. Dit is werklik so. Een van die goed wat ek baie kry is, veral mense wat nou depressief raak, swartgallig raak, of soos die Hollanders praat, hulle praat van 'n gemoedsbekakking, wanneer dit moeilik gaan, gee vir ander wat jy graag self wil hê. En wat is dit? As jy tyd nodig het, as jy wil hê iemand moet tyd saam met jou spandeer, gaan en spandeer tyd saam met iemand anders, gaan sit by hom. As jy aandag nodig het, gaan besoek iemand. En dan kry jy die aandag. As jy erkenning nodig het, sê dankie. En dan begin mense vir jou dankie sê. As jy hulp nodig het, gaan help iemand anders. En dis die beste toeneking vir swartgalligheid wat jy in jou lewe sal kry. Dit wat jy wil hê, gaan doen dit vir iemand anders. En jou lewe gaan definitief verander. Hier is 'n nice ene, kies jou fights. Daar is nie 'n fight as jy nie in hom is nie. Kies jou fights. Moenie tyd en energie mors op goed wat nie moet werk is nie. Fokus op wat jy kan beheer, baie belangrik. Alles wat nie binne jou beheer is nie, laat dit gaan, want dit vreet net jou energie op. En al wat jy kan beheer is dit wat jy dink, dit wat jy sê, dit wat jy doen en dit wat jy voel. Dink nie daaroor. As jy net daarop fokus, gaan die lewe ongelooflik maklik wees. Die laaste ding wat ek wil sê oor wat die beste raad is, geniet dit wat jy het. En daarmee bedoel ek dit dood eenvoudig. Lag ongeskik. Lag. Uit jou bors, na die spoelspan. Drink jou wyn. Slurp jou koffie. Niemand anders gee om nie. Gewoonlik die ouens en vrouens gee om nie. Weet ons, maar dis fyn. Geniet dit wat jy het. Doen wat jy doen. Dis jou lewe. Ek sluit af met Aristoteles se perspektief op tyd. En Aristoteles het gesê, tyd is 'n kontinuum. En ons almal ervaar dit verskillend. Tyd is opgedeel in die verlede, die hede en die toekoms. Maar die verlede bestaan nie. Net in jou kop. Die toekoms bestaan nie. Net in jou kop. En die hede is 'n asemteug. 'n Sekonde terug is verlede en 'n sekonde vorentoe is toekoms. En waar spandeer ons meeste tyd? Depressief oor die verlede of angstig oor die toekoms? En ons mis wat ons nou het. Dis my beste raad. Sterkte, geniet dit, en sien mekaar.